die dierbare kruis, waar my heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, en die vyand verslaan, daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly, door die stryd hier benee is vol stryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys deur kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gelei en verzoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is vol stryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verhuis, tot eenmaal daarbo om die troon. Want eens is ons thuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is vol stryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Lied 208 sluit aan daarby en deur sê dat ons kyk na die kruis en dis waar ons vryheid kry. Sing net vers 1 en 2 van lied 208. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Sien hom, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. O, waarom het dan Jesus die sonde gedra, as die skuld op ons rekening bly staan? O, waarom het die bloed uit sy liggaam gevloei, as die skuld nie deur hom is voldaan? Sien hom, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. As iemand vir my vra, hoekom is ek vanaand hier? En vir elkeen van ons, dan moet ons antwoord wees, want ons het die stem van die Here gehoor, die Heilige Gees wat in ons hart roep, en wat sê, kom hiernatoe, om na die Here se woord te hoor. Jy is nie toevallig vanaand hier nie, en mag dit ook van jou waar wees, ek het op daai roepstem geantwoord.
Halleluja, lied 173, ons sang al 4 die versies. Ek het die stem gehoor, wat roep, hoe kom tot my, sodat ek met my kosbaar bloed van sonde jou bevry. Sien my kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Ek kom in swakheid Heer, die skenk my sterkte weer, die reinig my van alle smet, en red my keer op keer. Sien my kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Dis Jesus wat my roep, tot rus vir my berei. Hy gee my nou die ware hoop, en maak my ewig bly. Sien my kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Dis Jesus wat volbring, die werk hier ondervind. Hy gee genade tot ons toe, die sonde kan oorwin. Sien my kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. As iemand op Pinksterdag daar was waar Petrus hulle in Jerusalem optree, dan sou hulle kon gevra het, wat het dan nou gebeur van 'n klein handjievol mense en baie wat weggehardloop het, ewe skielik duisende mense saam. En dis daai skare wat kom op die roepstem van die Here en in wie se hart die Heilige Gees werk. Kom ons sing vers 184 vers 1, 2 en 5. Sien jy die ongetelde skaar, wat dringel tog so by mekaar, wat laat ons saamkom elke dag, sê my wat dit beteken mag. 'n sagte stem roep uit die ry, Jesus van Nasaret gaan verby. 'n sagte stem roep uit die ry, Jesus van Nasaret gaan verby. Wie is die Jesus en waarom verdring die grote skare om? 'n vreemdeling hier het hy dan krag, om so die volk te trek met mag. En nogmals klink die stem so bly, Jesus van Nasaret gaan verby. 'n sagte stem roep uit die ry, Jesus van Nasaret gaan verby. Maar as jy nou sy stem nie hoor, sy sondagslied jou nie bekoor, dan klink sy streng verwyd met reg. Ek het jou nooit geken, gaan weg. Te laat roep hy, te laat vir my. Jesus van Nasaret is verby. 'n sagte stem roep uit die ry, Jesus van Nasaret gaan verby. Kom ons sluit ons samesang af met seker die mooiste lied in Pinkstertyd, en dit is Wat 'n vriend het ons in Jesus.
in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon neer om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede, ag, hoe dikwels lei ons maar, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhand. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes op pad styg. Nergens is 'n vriend getrouwer as hy laat ons motiveer. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig. Liefde, hy laat ons toevlug, bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. As sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Baie dankie Debbie en Callie en dankie vir Jannie en Marina vir die voorsang en die spel. Dis heerlik om saam met julle te sing. En baie dankie vir elkeen van julle wat vanaand hier is. En baie hartlik welkom vir elkeen en mag dit vir julle 'n geseënde Hemelvaartdag wees. En die van julle wat saam met ons hierdie week gaan loop in die voetstappe van Jesus en die woord van die Here, mag die Here vir julle seën en getrou maak om week vir week of dag vir dag tot by volgende donderdag aand saam met ons te stap. Ons kyk net na so 'n paar afkondigings. Ek wil net in die eerste plek sê baie dankie vir Maroney hulle wat alles so mooi gemaak het hier voor in die kerk vir Pinkstertyd. Ons is dankbaar daarvoor. En dan saam met al die bedankings, almal wat iewers iets doen, die klankoperateurs elke aand daarbo en ons diakens wat na die diens kollekteer ook by die deure. Daar is elke aand 'n kollekte by die deure en ons gebruik al daai geld net so om vir behoeftige lidmate in ons gemeente en omgewing te help. So, as dit op jou hart is om daarvoor by te dra, as jy welkom elke aand, bring iets saam en gee dit in dankbaarheid by die deure en dan gee ons dit so net so vir behoeftige mense. En dan wil ek net noem vir die van julle wat dalk nie weet nie, Marie is Dinsdag oorlede, Marie Swarts, en haar gedenkdiens is môreoggend 11:00 hier uit ons kerk uit. En ons dink aan Steve en aan hulle kinders, Petro en Tommy, hulle is in ons gemeente, maar ook al die ander kinders, hulle het hier groot geword en ons dink en ons bid vir hulle, veral ook vir môreoggend dat die Here vir hulle krag en genade gee. Van Sondag aand af gaan ons elke aand lekker saam koffie en tee drink ook hier voor die kerk en ons wil vir julle uitnooi, maar vanaand nou nog nie, maar van Sondag aand af die hele week. En dan wat verjaarsdae betref, elke dag gaan ons onthou wie daai dag verjaar. En vanaand is dit Geraldine wat verjaar. Sy sit daar aan die tweede bank van agteraf. Baie geluk Geraldine, mag die Here vir jou wonderlik seën en dit 'n mooi jaar vir jou vorentoe maak. Môre aand tree die Preestolse by ons op. Die baie kaartjies is verkoop. Ek het self nie nog kaartjies nie. Marina, is daar nog kaartjies? Nee, hulle is almal uit. So die laaste twee het Lionel en Peter nou by my gevat wat ek nog gehad het. So dankie daarvoor vir die ondersteuning. So môre aand het ons so 'n spesiale aand vir almal wat kaartjies gekoop het op die Preestols, maar Sondagoggend en aand gaan ons Pinksterreeks voort. Ons Pinkster tema vir die jaar is lewe suksesvol en gelukkig voor God. Hoe werk God deur mense dat jy suksesvol en gelukkig kan lewe?
en dit wat die Here vir ons wil leer. Daar is so 7 boodskappe of 7 wetmatighede wat ons in hierdie 7 aande of 6 aande saam met Sondagoggend gaan hoor. Baie welkom vanaand aan die hoërskool se seunskoor wat hier optree by ons, en vir Debbie julle wat hulle afrig. Ons sien uit om na julle te luister. Ek het net gehoor toe hulle geoefen het en hulle sing regtig baie mooi. So baie welkom. Kom ons geniet dit en mag die Here vir ons regtig seën. En as dit koud is in die aand, trek lekker warm aan, of in die week ook, kom met jou gewone klere en kom woon net die diens by, wees saam met ons, net bly om hier te kan wees. Terwyl ons gebed bid, vooraf kan hulle plekke inneem hier voor op die bankies. Stuur u lig en u waarheid dat die my lei. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig. Met my hele hart wil ek die Here loof. Die werke van die Here is groot. Liewe gemeente, mag die Here julle almal seën vanaand, en ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die drie enige God wat by ons is, en in wie se teenwoordigheid ons hier is, en aan wie ons al die eer wil toebring van ons liefde en harte in hierdie aand en elke oomblik, en in wie ons afhanklik is vir alles wat hier moet gebeur, net sy naam. Amen. My net 'n oomblik, ek wil jou iets vertel. Ek skryf nie elke dag 'n liedjie vir my beste pel. Ja, die dae was kort en die nagte lank. Kan nie sien hoe ons drome na die hemel rank. Ek is hier vir goeie tye, bereis na rooi. Weet ek staan hier in jou hoekie as die storms rol. Ek hoop jy hoor my mooi, always be my boy. Just keep me one call en waps val die manne. As dit donker raak, moet jy weet, jy maak saak.
slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Rig jou oë op na die berge. Baie dankie. Jy kan jou net indink hoeveel oefening vat dit om so 'n klomp seuns so mooi te laat sing. Baie dankie Debbie. Ons waardeer julle. Dis ure en ure en ure se oefening. Baie dankie. Broers en susters, vandag is Hemelvaart. Dis die dag waarop gebeur het dit wat die Here vir ons in Johannes 16 vers 7 sê. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die dag waarop Jesus weggaan, sodat die Gees van God by ons almal kan kom bly. Sodat ons nie nodig het om iewers in 'n dorpie in Israel die Here te gaan ontmoet nie. Maar dat ons weet, hy kom ontmoet ons. Sodat ons nie iewers na hom hoef te gaan soek nie. Hy kom soek elkeen van ons en hy kom klop aan die deur van jou hart, ook in hierdie Pinkstertyd, om by hom te wees. Interessant wat 'n groot rol 40 dae in die Here se lewe speel. En 40, die getal 40 in die Bybel. Want ons weet mos dat Moses eintlik 40 jaar oud geword het, voordat die Here hom roep, om vir sy volk Israel uit Egipte te gaan uitlei. En dat hulle vir 40 jaar deur die woestyn trek. En dat Noag hulle 40 dae en nagte in die ark was. Dat Jesus 40 dae in die woestyn om toegewy het aan sy Vader en alleen was, voordat die duiwel hom daar buite Jerigo op die berg tot in versoeking wou lei. Dat dit 40 dae gevat het, vandat Jesus besluit het en vir sy disippels sê, kom ons gaan Jerusalem toe. En dan begin hulle stap en vir 40 dae van as Woensdag af stap hulle, totdat hulle die laaste week, die Sondag, Palmsondag in Jerusalem aankom, en die week waarin hy ly, en die Vrydag sterwe. Dat hy die Sondag opstaan en vir 40 dae lank verskyn aan mense oral, en totdat dit kom op hierdie dag. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, en met hulle oor dinge van die koninkryk van God gepraat. God werk in die Bybel op spesifieke maniere, en selfs Jesus se lewe val ook by daai plan van sy Vader in alles wat hy doen. En vir 40 dae, die verskyningstyd wat vandag eintlik tot einde geloop het, verskyn Jesus oral, en oral word die goeie nuus vertel, dat hy regtig opgestaan het, dat hy lewe, en soos dit daar staan met onbetwisbare bewyse, hy aan hulle getoon het dat hy lewe en met hulle oor die koninkryk van God praat. En dan kom vandag, hierdie dag waarvan ons lees in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Matteus sluit sy evangelie af met die groot opdrag wat die Here Jesus aan die einde gee en sê, dis my opdrag aan julle. Gaan uit en maak die mense my disippels en wees my getuies deur die hele wêreld. Ek gee vir julle hierdie groot opdrag. En dis die opdrag wat ons kry op Hemelvaartdag ook,
wanneer hulle daar buite Jerusalem op die Olyfberg bymekaar is, en die Here vir hulle sê, julle sal my getuies wees, en dan vaar hy op na die hemel toe. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Waar het alles begin? Alles het natuurlik begin by die skepingsverhaal. God wat alles geskep het in die wêreld. En alles wat bestaan is deur God gemaak, soos hy wil hê dit moet wees. Elke kleinste detailtjie, elke mens na sy beeld en gelykenis wat hy geskep het. En in hierdie 7 geleenthede wat ons het van vanaand af, wil ons graag kyk na 7, nie wette nie, want 'n wet is iets soos, jy mag nie meer as 120 km/h op ons paaie ry nie. Maar dit is 'n wet wat gemaak is deur mense vir spesifieke omstandighede. Die 7 riglyne waarna ons kyk is 7 wetmatighede. Dis 7 groot waarhede wat ons uit die skrif uitkry, wat ek dink onlosmaaklik daaraan verbind is, dat 'n mens hierdie 7 dinge in jou lewe moet hê, en werksaam moet wees, as jy regtig met sukses wil lewe, en as jy regtig wil vreugde vind in hierdie lewe, wat die Here vir ons gee hier op aarde. Die eerste wet wat ons vanaand na kyk, of wetmatigheid, is dat elke iets en elke mens wat deur God gemaak is, het potensiaal. Het potensiaal. En dis so belangrik, en ons gaan kyk wat daai potensiaal is wat die Here vir my wil gee. Die potensiaal om sukses te bereik, en die potensiaal om regtig gelukkig te wees, op die manier wat die Here wil hê ek moet gelukkig wees. As mens vra waar het alles begin, soos ons nou ook gesê het, dan lees ons dit mos in Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor sy waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En van daai oomblik af begin God skep. En elke ietsie wat hy maak, as hy sê laat daar lig wees, dan is die doel, daai lig moet skyn. Hy het die potensiaal om te skyn. En so maak die Here van daar af elke ding op aarde met 'n doel. Elke dier, elke plant, selfs die plankton in die see wat die voedsel vir die walvisse moet gee. Maak nie saak wat dit is nie. Elke iets in die hiërargie van die natuur het 'n plek, het 'n doel, het 'n potensiaal wat God daaraan gee. God skep met 'n doel. Hy skep nie iets sommer net toevallig of sommer net om dit te maak nie. Hy skep elke ietsie met 'n doel. Iemand sê net die aandag van my, as hy eendag by die Here in die hemel kom, sal hy net graag wil vra, maar hoekom het hy 'n muskiet gemaak? Want dit, as hy goed so in die somertyd by die venster inkom en jy sê jy wil slaap, dan draai hy om jou. En toe vra ek vir hom, maar hou jy van koffie? Toe sê hy is baie lief vir koffie drink. Toe sê ek nou, dis mos hoekom 'n muskiet daar is. Want die muskiet bevrug die koffieplant. Daar's niks in die wêreld wat nie 'n doel het nie. Almal se doel is nie presies soos ons wil hê dit moet wees nie, maar dit het 'n doel. God het alles gemaak dat dit pas in sy groot plan wat hy vir ons in die wêreld het. En doel is gelyk aan potensiaal. As God vir iets 'n doel het, dan beteken dit hy gee vir daai ietsie potensiaal. Ons lees dit so mooi en dat die Here in die evangelies vir ons so mooi skryf. Die evangelie skryf wat Jesus gesê het, as hy oor die koninkryk praat, dan sê die koninkryk is soos 'n boer wat na sy land toe gaan. En dan saai hy daar. En dan kom hierdie saad op en dan lewer dit vrug en dan word dit geoes. En elke spesifieke saad het 'n sekere potensiaal, of dit 'n mielie of 'n koring of gars of haver of wat dit ook al is. Daar's 'n rede hoekom daai ietsie bestaan. En jy kan hom plant en hy groei en dis sy potensiaal om soveel vrug te lewer. As mens die woord potensiaal hoor, dan hoor jy mos ook dadelik die verskil net tussen positief en negatief met elektrisiteit. En dis eintlik waarvan die woord kom. En daar moet 'n verskil wees tussen die kant en daai kant, en dit skep elektrisiteit. Dit skep daai vonk wat 'n motortjie kan laat hardloop en wat 'n lig kan laat brand. Die potensiaal waarvan ons praat in die Bybel is die verskil wat daar eintlik bestaan tussen die gaan van Jesus op Hemelvaartdag en die kom van Jesus op Wederkomsdag.
Die verskil tussen die Here wat gaan en die Here wat weer gaan kom. En daai potensiaal skep hy vir ons. Want hy kom en hy sê vir ons so mooi, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Niks kon gebeur, en niks kan vandag steeds gebeur, sonder daai krag nie. Die krag van die Gees van God. Enig iemand wat al probeer het in sy lewe, om met mense te gaan praat, en mense te verander, en mense tot bekering te lei in eie krag, het mettertyd geleer, toe werk dit nie. Ek kan dit nie doen nie. Maar die oomblik, wanneer jy die krag van die Gees van God in jou ervaar, en toelaat dat hy maar net deur jou werk, en hy moet dit doen, dan gebeur het. Op die dag met die hemelvaart, as 'n mens dink, hoeveel Christene was daar toe op die aarde gewees? En ons sal nie weet nie, ons weet nie van almal nie. Maar ek kan nie dink dat dit 'n paar duisend was nie. Ek kan nie dink eers dat dit 'n paar honderd was nie. 'n Groepie disippels, en 'n groepie vroue, en 'n groepie getroue volgelinge, en mense wat hy gesond gemaak het, en genees het, en wat hom aangeneem het, langs die pad, daar van Kana in Galilea af al die pad. Maar miskien sou ons al die Christene in die wêreld dalk in een gebou soos hierdie vanaand kon laat kom sit op Hemelvaartdag. En dan sê die Here, maar dis reg dat ek weggaan. Want ek het die prys betaal vir julle, ek het julle vrygekoop en ek moet weggaan, dat ek vir julle die Gees van God kan stuur. Die Heilige Gees, so julle die krag ontvang, wanneer hierdie Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En nou na 2000 jaar, hoeveel Christene is daar op die aarde? En waar is hulle oral? En dan is mens verstom dat oor die wêreld heen is kinders van die Here. Dit was die lekkerste ietsie vir my en Elsabie, toe ons 2 jaar terug deur Spanje kon stap. En die mense ontmoet elke dag mense, en dan is dit mense van Korea, selfs van China, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, noem het op, van waar af, Frankryk, Duitsland, en oral kinders van die Here, wat glo wat ons glo, en wie se hart die Heilige Gees gewerk het, wat die krag ontvang het, op grond van iemand se getuie, want die Here het gesê, julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld, ja, tot selfs in Suid-Afrika, in die suidpunt van Afrika, selfs in Vogel vanaand, moet daar 'n getuienis wees, wat kom deur die krag van God. En dis ons potensiaal, die potensiaal, dat die krag van die Heilige Gees in jou kan werk. Ongelukkig nie, is daar soveel mense, wat deur die lewe gaan, en wat op die ou end gaan sterwe, en wat se lewe verby sal gaan, en wat dalk nooit hulle potensiaal bereik het nie. En wat dalk nooit daar gekom het wat die Here wil hê jy moet kom. Wat dalk nooit daai een kansie aangegryp het, om met iemand anders oor die Here te kan praat, en die vreugde daarvan te ervaar, wanneer ek my geloof met jou kan deel. En ek agterkom, maar jy's 'n kind van die Here net soos ek. En hoe lekker is dit? En die Here wat sommer net dit oor ons bring. Op 'n dag toer ons met 'n groep mense saam met ons, en ons kom in Krakow in Pole. En die gids wat ons daar gekry het, vat ons daar deur 'n kerk, en toe ons buitekant kom, sê ek vir ons, praat oor alles, en ek sê vir, what do you believe? En sy gaan staan so, en sy begin praat, en uit haar hart uit, vertel sy vir ons, van begin tot einde, hoe sy glo. En toe sy klaar is, toe sê ek vir, if you were in South Africa, I would say, welcome to our congregation. You can be one of us. Ons glo presies dieselfde. En as dit so lekker, en dis nie die Here wat sulke oomblikke skep, wat jy op die regte oomblik, en dis nie jy mos nie, dis die Here, die Heilige Gees se krag, wat iemand die geleentheid gee. Nou hoef ek nie net vir mense te wys, en nou kan ek vir hierdie 40 mense vertel wat ek glo. En sy lewer haar getuienis. Het jy al die instrument gewees om met iemand te praat wat met jou hulle geloof kan deel?
of die geleentheid te bid en te vra, Here, as daar iemand is met wie ek kan praat, dat die Heilige Gees, o Gees van God, dat u krag deur my kan kom, na hulle toe ook, dat dit kan gebeur. Mislukte potensiaal is, wanneer ek nooit dit bereik, wat die Here wil hê ek moet bereik nie. En daar wil ek afsluit vanaand en sê, elke een in hierdie gebou het potensiaal, anders God jou nie gemaak het nie. En ons is so wonderlik bevoorreg dat ons is anders gemaak as die diere, as die plante, as die bome, as alles in die natuur, selfs as die son en die maan en die sterre. Ons is beter as hulle selfs, want ons is gemaak na die beeld van God. Ons is die enigste skepping van God wat vry is om keuses te maak, besluite te neem, vanaand dinge te hoor en te sê, maar ek wil dit ook doen. Ek wil ook my potensiaal bereik met die keuse wat ek maak. En om dit te doen wil ek sê, is daar 3 goed wat jy moet doen. En die eerste is, word stil. Word stil, miskien soos Jeremia, wat daar in die Sinai-berge, nadat hy gevoel het soos 'n mislukking toe hy vir Jezebel vlug, en hy daar staan in die berge en alles gebeur, daar kom 'n stormwind en daar kom 'n gerammeling van die rotse en als, en toe kom daar 'n stilte, en toe hy stil word, toe hoor hy die stem van die Here. Mag die Here jou in hierdie Pinkstertyd net sommer partykeer laat stil word, as jy in die kar ry, as jy by jou lesenaar sit, en net so oomblik rustig word, as jy by jou werk iewers net sommer net rustig word, as jy vanaand dalk laat vanaand in jou bed lê, en jy word net so oomblik rustig, jy sê, Here, wat wil jy vir my sê? Here, bereik ek al my potensiaal? En dan sê, Here, help my bid, en dan bid jy en vra, Here, lei my om my volle potensiaal te bereik. En daai potensiaal kan jy bly bereik, solank jy asemhaal. Jy word nooit te oud om jou potensiaal te bereik nie. Solank jy asemhaal, kan jy jou potensiaal bereik. En dan, Here, help my om waar te neem. Deur net om jou te kyk, deur net na mense te kyk, nie veroordelend nie, nie te wonder nie, nie te sê, waar pas jy in, hoe is jy ryk, is jy arm, wie is jy eintlik nie? Net na mense te kyk, en hulle net te geniet en te luister. Ons het so gesegde gehoor, toe ons gestap het, en dit is, don't judge. Moenie oordeel nie. Kyk net na mense, neem net waar. Hoor wat hulle sê, sien hoe hulle lyk, kyk na die glinstering in hulle oë, hoor hulle woorde, ervaar hulle liefde, en hoor wat die Here vir jou wil leer, van die potensiaal wat jy kan bereik. Want net tussen hierdie mense vanaand, is daar soveel wonderlike dinge, is daar soveel mooi vanaand in hierdie kerkgebou, dat ons net elkeen kon uitlig, daai kan dit, en daai kan dit, en daai kan dit. Dan sal ons verstom staan. Word stil en bid en neem waar in sy skrif, maar ook in sy skepping, in sy mense, wat hy vir jou wil leer, sodat jy jou potensiaal kan bereik om suksesvol te lewe en om gelukkig met vreugde te kan lewe. Amen. Wil jy ons moet so sit en deel van daai stil word, dat ons net so vir 'n oomblik stil word en dink aan wat die Here vir ons wil leer. Here, dankie. Dankie vir elkeen van ons wat U gemaak het. En dankie dat U ons kom oormaak het om U kinders te wees. Dankie dat U vir ons elke dag sorg met U liefde en U genade. Dankie dat, Here, U genade oor ons so oneindig groot is. Here, ek bid vanaand dat die Spreuke digter se woorde in Spreuke 8 sal waar wees, dat hulle wat na U stem luister, kry wysheid, kry insig
en leef suksesvol. Dankie Here vir die woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 10, waar hy gesê het, U het ons gemaak wat ons nou is. U het ons geskep vir die goeie werke waarvoor U ons bedoel het om te wees. Here, gee ons elkeen daai suksesvolle lewe. Nie die sukses waaraan die wêreld meet nie, maar die sukses wat U meet. En die vreugde wat U meet, wat ons die doel bereik, die potensiaal wat U vir ons het. Seën ons, Here, om getrou te wees. Net in hierdie 1 weekie in 'n jaar, waar U vir ons die opdrag gegee het, saam met die disippels 2000 jaar gelede, bly, waak en bid. En toe het U opgevaar en vir 10 dae het hulle gewaak en gebid en gewag, tot U, o Gees van God, uitgestort is oor hulle. En die krag het die wêreld getref, ook vir ons. Dankie Here. Amen. Ons gee geleentheid, gaan hulle eers sing en ons daarna, of julle, terwyl ons sing, gaan die, dankie, ons gaan afsluit met lied 553, ons gaan die mooi klein kinderliedjie 2 keer sing, hierdie mooi lied van die kinders van die Here, en as ons hom 2 keer gesing het, daarna kan julle weer julle plekke inneem, en dan gaan die koor vir ons sing. Ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. En vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees.
Baie dankie vir die koor. Ontvang die seën van die Here en dan as julle uitgaan, kan julle dankbare offers vir mense in nood daar by die deure gee. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees wat ons lei om ons potensiaal te bereik, is en bly met elke een van julle, ook in hierdie Pinkstertyd. Amen. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen, bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here sê sy gesig na jou, mag hy jou